Môre julle. Hallo almal. Die volgende tema in hierdie reeks oor wat die mistici al oor die eeue ontdek het en wat hulle aan ons oorgedra het en wat 'n mens ook in jou eie lewe kan toepas, is dat 'n mens die hemel nou beleef. In Engels praat hulle van practicing heaven now. En dit is eintlik 'n groot ding. Dit klink eintlik eenvoudig, maar dit het eintlik groot implikasies. Ja, ek hou nogal van die practicing heaven. Om hemel te beleef het vir my amper 'n ander betekenis. Goed. So om te sê om die hemel Te beoefen. So amper vir my nader kom aan practicing heaven. Ek hou daarvan. Ja. Ja. Want ek dink ons beleef nie in ons lewe met swaar kry en alles. Voel dit nie vir ons of ons hemel beleef nie. Ja, maar dit beteken ook nou dat ons 'n sekere prentjie definisie van wat hemel is. Ja. Die heeltyd 'n mens kom agter soos wat ons met al hierdie dinge besig is, dat ons die hele tyd met definisies werk. Ja. Wanneer 'n mens met spiritualiteit besig is, wanneer jy met godsdiens besig is, of ons dit nou wil erken of nie, ons werk met definisies. En baie keer raak ons so verknog aan definisies en groei ons so vas in definisies dat dit ons blikrigting totaal stuur. En ons is glad nie oop vir 'n nuwe insig of 'n ander prentjie nie. Dis reg. En Maar nou, ja. Ja, ek wonder net hoe het die mistici dit dan nou bedoel? Die mistici het nie daaraan gedink dat om hemel te beoefen eers eendag gebeur nie. Ja. Dit is iets wat 'n mens op 'n daaglikse basis in hierdie lewe, in hierdie wêreld, juis in hierdie wêreld saam met God beoefen. 'n Baie konkrete hemelbelewenis. Want vir hulle is die hemel die baie intieme verhouding met God. Ja, amper die besef van ons eenheid met God. Ja. So al meer beweeg soontoe. Ja. En 'n belewenis van oomblik tot oomblik van daai eenheid, van daai volkomenheid. Ja. Selfs in 'n gebrokenheid. Ek meen selfs in 'n wêreld waar dinge moeilik gaan en daai bly 'n onaantastbaarheid amper. Ja, niks verander ons verbondenheid aan God. Niks kan dit verander nie. Niks kan dit versteur nie. Niks kan dit opbreek of verbreek nie. Deur die kontemplatiewe praktyke, deur die stil word, deur die fokus op die oomblik, in hierdie oomblik en die belewenis daarvan, is daar 'n bewussyn van hierdie intieme verhouding met God. En 'n teenwoordigheid. Ja. En dit beteken natuurlik dat dit 'n hele proses is ook waar die ego nie so sterk op die voorgrond is nie. Waar die ego waar daar 'n diep besef groei, soos wat die kontemplatiewe praktyk groei, dat my ego probeer om dinge te rig en te stuur en dit so te plooi dat dit beheerbaar is, dat dit tot my voordeel is om my te laat goed voel Of mense vrese te besweer. of om mense vrese te besweer. Maar wanneer 'n mens in hierdie diep oomblik is, dan is raak daardie ego konstrukte raak op die agtergrond. So nou, hoe lyk so 'n oomblik? Ek meen, sit jy op jou kussing of staan jy op jou knieë in gebed? Hoe lyk so 'n diep oomblik? Waar Ek dink daar is twee dinge Ja. wat ek wil as ek jou daarop sou antwoord, sou ek op twee maniere antwoord. Daar is jou wat is die onderskeid wat ons gewoonlik maak? Daar is jou formele praktyk.
Jou daaglikse praktyk. Kom ons sê jou gebedspraktyk. Waar jy stil word, of dit nou 20 minute is en of dit 'n halfuur is, waar jy regtig stil word en amper terugleun in God. En net aanhoudend oorgee, want dit is daardie praktyk van jou. Daardie formele praktyk waar jy aanhoudend oorgee, waar jy doodstil sit en jy kom agter jou ego sê, "Jong, maar hierdie is nou 'n mors van tyd." Dan gee jy oor. En die ego kom en sê, "Maar jy weet, daar is nogal baie dinge wat jy kon gedoen het in hierdie tyd wat jy." So daar's aanhoudend dinge wat ons wegvat uit hierdie oomblik, maar in daardie formele praktyk is dit hierdie voortdurende oorgee, sodat 'n mens terugval amper in God in. En waar 'n mens meer as dit, waar jy eintlik op 'n diep vlak bewus raak dat ons nie beweeg na 'n plek toe nie, maar dat ons bewus raak van die plek waaruit ons kom. En 'n insak in daai En 'n insak in daai wete in ons wortels in. Ons wortels wat in God is. So dis die formele praktyk. En dan op 'n snaakse manier, dit is baie moeilik om dit te beskryf, want dit is moeilik om dit in woorde uit te druk, maar dit is amper 'n mens het hierdie praktyk en daar word dinge daarin gedeponeer, iets verander jou. En wanneer jy daar opstaan en jy maak jou deur oop en jy leef in jou dag in, dan draai jy iets daarvan saam. Jy kyk anderster, jy beleef anderster, jy doen anderster. Nie omdat jy doelbewus gaan en sê, weet jy wat, ek het nou vanmôre het ek nou stil geraak, ek beter nou. Nee, want ek dink die ding is jy kom nou vanuit daai plek. Jy kom nou vanuit hierdie plek uit, jy het amper ingetap, daar het 'n kontak gekom en dit is net dit verander. En dis 'n uitvloeisel van dit. Dis 'n uitvloeisel daaruit. Ek dink ook dit het te doen met 'n baie meer ernstig neem van lewe en van die wêreld. Baie belangrik. Van dit wat die plek waar ons gesit is, waar ons bevind. As 'n plek waar ons God beleef. Ja, waar ons God ontmoet, waar God ons ontmoet. Ja, ek wil dit nog verder amper 'n lig daarop werp deur te sê, deur hierdie hele proses ontdek raak ek op 'n diep vlak bewus hoe lief God hierdie wêreld het. Ja. Hoe kosbaar hierdie wêreld vir God is. Ja, en dis nie net 'n deurgaan na die hiernamaals wat dit ook al vir jou beteken nie. Ja. Hierdie is die plek waar ons God ervaar, waar God is, saam met ons is, in ons is. En sonder om ligtelik daarmee om te gaan, dink ek is belangrik om dit ook te onderstreep na aanleiding van dit wat jy in die begin gesê het. Wanneer ons dit sê, dan praat ons van hierdie beleef van God, hierdie ervaring van God in die mooi en in die moeilik. Ja, en ek dink nie dis 'n beleef van lewe. Ek dink nie dit is soseer dat 'n mens ek dink baie keer verwag 'n mens een of ander, mens wil dit amper sê 'n bonatuurlikheid. Ja. 'n gesig, 'n visioen, 'n stem. Ek dink nie dis dit nie. Dit is meer net 'n kyk na iets en dit regtig raak sien. Ja. Die belewenis van 'n oomblik vir wat die oomblik is. Ja. En dit is in daai ervaring wat die volheid van daai ervaring God is. Dit is 'n moeilik om dit eintlik in woorde uit te druk. Maar dit is 'n belewenis van God met jou, in hom beweeg en leef en is ons. Dis reg. Dis 'n belewenis van dit. Dit is. Sonder om dit die hele tyd amper in godsdienstige taal te sit. Ja. Dis net te leef op 'n manier. Ja. En dit sluit aan en maak dit vir my verstaanbaar wanneer Paulus sê bid gedurig. Dan beteken dit ek leef in 'n voortdurend biddende lewe.
omdat gebed 'n kommunikasie, 'n belewenis van God is, en wanneer ek op hierdie kontemplatiewe manier leef, is ek voortdurend in gebed, of dit nou is waar ons besig is met pottebakkerswerk, of ons besig is met 'n geestelike begeleidingssessie tydens 'n retreat, of dit nou besig is om dakteels op te sit, Of jou modderskoene aan te trek om deur die water te loop. of om 'n jong hondjie te leer, dit maak nie saak nie. Dit maak, of jy sit in die toue by 'n staatshospitaal en wag. Dit is gebedsoomblikke. Ja. So die hele aarde raak nie, ek praat nou eintlik vanuit ons perspektief, raak deurdrenk van God. Ja. Ja. Die ganse dag is ene God, wat Jan Swanepoel Ja, sê. pragtig. Die ganse dag is ene God. Ja, Daar's dis niks wat presies. buite. So die beoefening van hemel op aarde is die ontdekking dat die ganse dag ene God is. O, dis mooi gesê. Ek dink ons kan daarmee afsluit. Ja. Julle altyd lekker om met julle te gesels. Ons doen dit volgende week weer. Mooi bly almal. Tata.